Goeiemôre, Roelie. Dit is Dr. Roelie van der Spy wat met ons praat oor sy praatjie lig uit die skrif. Roelie, elke keer as jy met ons praat, dan belig jy vir ons 'n ander aspek van die skrif wat soveel inligting vir ons gee. En baie keer lees ons net sommer daaroor en baie keer raak dele van die skrif ons en van ons kerk gewoontes so gewoon vir ons omdat ons dit soveel keer doen, dan doen ons dit maar net uit 'n gewoonte. Nie omdat ons oneerbiedig is nie, maar ons kyk nie baie keer diep en met toegewydheid en met aandag na die volle impak betekenis van sekere gebruike, sekere gedeeltes in die skrif nie. Vermoere is jou opskrif nogal Engels, en as men nou Engels praat so vroeg in die oggend, it is not inside, it is on top. Nou, ons weet, dit kom daar van 'n baie bekende, hm, maar jy Advertensie. het dit nou omgedraai. Gewoonlik was dit on top en nie inside nie. Ehm, hoe wil jy nou vermoere vir ons hierdie twee, ehm, inside en on top by die Bybel uitbring? Goed, môre luisteraars. Ja, dis nou so 'n bietjie tong in die kies tema vanoggend. It's not inside, it's on top. Nou die ou wat so die melkverromer gesoek het en dit is nie in die yskas nie, is op bo-op gewees. Maar wat vir my belangrik is oor die in en die bo-op. Nou Willem, jy het sopas gesê daar's gebeure, gebruike in die Bybel wat ons baie keer al so gewoond is aan of baie keer dink ons nie so diep daaraan nie. En een van hierdie gebruike is die nagmaal. En ek dink dis miskien ook waarna jy verwys het, né? Wat presies gebeur by die nagmaal? Luisteraar, weet jy, verstaan jy 100% wat gebeur by die nagmaal? Nie dat ek sê ek gaan dit nou vir 100% verduidelik nie, maar uh, hierdie voorbereiding het my ietsie geleer oor die nagmaal. En dan terwyl ek so gewerk het aan die tema, het hierdie ou advertensie slagspreuk opgekom in my kop opgekom en gedink, dit gaan goed werk. Maar ek moet dit omdraai. So die groter tema is dan it is not inside, it's on top. Maar wat ek eintlik nou verwys is na die lewe wat in die bloed is. Die lewe is in die bloed en ek gaan net nou dan wys die lewe is nie oor die bloed nie, maar is in die bloed. Ja. So bietjie moeilik, maar julle gaan nou verstaan, hoop ek. So, Ja, en natuurlik jy praat oor die nagmaal en baie interessant, die nagmaal is by die meeste kerke een van hulle sakramente. Jy weet, ons verskil oor baie sake in baie kerke, maar die meeste kerke aanvaar die nagmaal anders as byvoorbeeld die nagmaal en die doop wat nou by die tradisionele kerke twee gebruike is die nagmaal dink ek by die meeste kan eintlik nie dink aan enige een nie van die kerke wat die nagmaal nie 'n gebruik of 'n sakrament is nie. En ons weet sakrament beteken die sigbaarmaking van die onsigbare genade van God. So in hierdie sakrament wat jy nou vir ons gaan verduidelik, moet ons verstaan dat die Here vir ons iets wil verduidelik wat oor die algemeen eintlik 'n bietjie onsigbaar is en hy wil dit op 'n tasbare, sigbare, verstaanbare manier vir ons bevatlik maak, laat ons dit met ons sintuie kan waarneem. ja. Maar die groot vraag dan ook hier, en die luisteraar, jy sal ook besef, dis waaroor ek so baie keer praat. Waar kom die gebruike van die Nuwe Testament vandaan? Waar is die wortels, die fundament van hierdie gebruik? En die idee van die bloed gebruik om vir verlossing en so aan. En die woorde van dis 'n verbond. Hierdie bloed is 'n teken van 'n verbond. Waar kom dit vandaan? Uh en ek weet nie of jy weet nie, maar dit kom eintlik uit die Ou Testament uit. Maar soos ek gesê het, my tema is it's not inside, it's on top. So ek wil dit vir oggend omdraai om te sê it's not on top, it is inside. Want in die Ou Hmm. Testament was dit eintlik on top geweest. Dit is eintlik bo oor hulle. Jy sal nou sien as ons in Eksodus 24 gaan lees. Die versoening is met die bloed is gedoen bo oor die mense. Dis asof hulle dit nie
ingeneem het nie. Dis asof hulle nie persoonlik naby God kon kom nie. Moses het gegaan, maar selfs hy kon nie vir God sien nie. Hy was net in God se teenwoordigheid en dit was so heilig dat die mense geskrik het toe hy afkom na 40 dae. Ehm want so heilig het sy gelaat gestraal van God se heiligheid wat afgestraal het aan hom. Maar die volk was bietjie op 'n afstand. Hulle is net deur hierdie middelaar Moses die verzoening aangebied. So kom ons lees dan dit wat daar staan. So die versie wat ek wil aanhaal vir oggend is dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. Dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle sluit. So waar wie die woorde gesê? En ek dink as jy nie mooi luister nie, sal jy dalk sê Jesus het dit gesê, né? Want dis wat Jesus by die nagmaal sê. Maar kom ons Mm, kyk. mm. Kom ons kyk waar kom die woorde vandaan, né? Dit is eintlik Moses wat hierdie woorde gesê het. En hy het dit gesê in Eksodus 24 vers 8. So blaai dan saam met ons asseblief na Eksodus 24. Ons gaan die eerste 8 versies lees. Ehm Willem, sal jy dan vir ons die eerste 4 verse lees en ek gaan dan die volgende 4 verse lees. So luisteraar, dit is Eksodus 24. Ons gaan lees van vers 1 tot 8. Onthou net wat het hier gebeur? Waar Willem, waar het die mense die wet gekry? By die berg, Uh wat, ja, in watter hoofstuk? In Eksodus 20, né? Dis mos die wet van die Here. So ja, ja. vier hoofstukke van tevore, Eksodus 20, het Moses die wet gekry. En nou hier in hoofstuk 24 uh klim hy weer op na die berg want die mense was ongetrou en hy het die klippe stukkend gegooi en hy het weer op die berg geklim. Nou hierdie keer nadat hy ernstig met hulle gepraat het en God 'n klomp van hulle gestraf het, nou sê hulle ons sal hierdie dinge doen. Ons sal hierdie verbond hou. Dis amper alweer 'n nuwe verbond want die eerste verbond was by Eksodus 20 en nou by 24 herbevestig hulle hierdie verbond. So kom ons lees dan wat is hier beskryf in Eksodus 24 van vers 1 tot 8. Asseblief Willem, lees vir ons. Die Here het vir Moses gesê: "Klim die berg op na my toe. Jy, Aaron, Nadab, Abi en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig. Dan moet jy, Moses, alleen nader kom na my toe. Die ander moenie saam met jou nader kom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie." Moses het toe al die gebooie en bepaling van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê: "Ons sal alles doen wat die Here beveel het." Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf. Goed. Dit is eintlik die begin van vers 4, dan gaan vers 4 verder. Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg 'n altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltydoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en 'n ander helfte op die altaar uitgesprinkel. Vers 7. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgeles. Nou wat is die verbondsboek? Ek dink dit is dit wat in Eksodus 20 staan, daai verbond, die wet van God. Hierdie hele gedeelte. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgeles. Hulle het gesê: "Ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees." Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê: "Dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van hierdie gebooie met julle gesluit het." So ek wil weer vers 8 herhaal. Moses het toe die bloed gevat, nou onthou, die een helfte van die bloed het hy op die altare gesprinkel om die altare te heilig. Nou die ander helfte van die bloed sprinkel hy oor die volk. Nou miskien nie fisies volk nat gegooi met die bloed nie, maar simbolies het hy die volk besprinkel
as teken dat hulle dan gereinig word. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê: "Dit is die bloed van die verbond." En dit is die belangrike woord. Dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van hierdie gebooie met julle gesluit het. Ja, dit klink na bekende woorde daarin, hè? Ja, en soos telkens as ons die Ou en die Nuwe Testament so met mekaar vergelyk, dan besef ons duidelik dat Christus en die Nuwe Testament eintlik nie 'n nuwe godsdiens kom daar stel dit nie. Ook nie vir ons nuwe dinge eintlik geleer het nie, maar bloot kom bevestig en kom intensifiseer het wat reeds in die Ou Testament aanwesig was en gestaan het en wat die mense partykeer ook maar mettertyd misgekyk het. Ja, en wat interessant is, hierdie hele handeling van die bloed wat oor die volk gesprinkel is as teken van die nuwe verbond word nou 'n bietjie meer intensief soos jy sê. Dit word meer persoonlik. Onthou, net Moses het met God gepraat. In die Nuwe Testament kan al die gelowiges met God praat, met God die Seun praat. En jy sal sien hoe hierdie verbond handeling dan 'n bietjie meer persoonlik geword het. En nie net 'n massa volk wat deur die middelaar Moses besprinkel is nie. So kom ons blaai dan nou na die Nuwe Testament. En ek gaan vir julle lees die bekende woorde in 1 Korintiërs 25, die tweede deeltjie van die vers, die B deel. Ja. Jesus het gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is." Julle sien hoe naby is dit, né? Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. So daar in Eksodus 24 vers 8 sê hierdie bloed van die verbond. Hierdie is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit. En nou sê Jesus, maar hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. So ja, Willem, soos jy sê, daar's 'n verbond in die Ou Testament, maar Jesus kom maak alles nuut. Ja, en hy bekragtig en vir my telkens, jy weet, jy sê dit nou 'n paar keer vanoggend. Kyk na die amper soortgelyke woorde, die uitdrukking, dan kan ons hoor, dis nie iets niets nie. Hy kom en hy bekragtig dit wat reeds intern daar was. En wat ons weet dan, ook deur die wet en die profete, dat Christus sou kom en 'n nuwe verbond tot stand sou bring. En hier sê hy dit. Hierdie is 'n nuwe verbond, maar dis nie 'n nuwe godsdiens nie, dis die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, net soos in die Ja. Ou Testament Ek wil deur die bloed van die Ou Testament. ek wil amper sê dit is die vernuwing van die verbond. Dis dieselfde verbond. Daar hy. Dis Ja, dieselfde ja. verbond wat vernuwe word deur Jesus Christus. Mm. Nou daar's Mm. twee redes hoekom die verbond vernuwe is. Die een is natuurlik aanvanklik, die volk was ver, hulle was nie so naby nie. God het nog nie sy seun, die verlosser wat mens kom word het geopenbaar nie. Maar intussen tyd het die volk ook afvallig geword van die verbond. En daaroor moes God deur Jesus die verbond vernuwe. En daarom sê Jesus, hierdie bloed van my is die nuwe verbond. Dis die teken van die nuwe verbond. Die bloed van die bokke en die diere in die Ou Testament was die teken van die ou verbond. Maar my bloed is die teken van die nuwe verbond. So kom ons lees hier in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. So Willem, sal jy asseblief die eerste paragraafietjie daar vir ons lees uh van die brood. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis." Ja, en dan vers 25 sê, en net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Met ander woorde, drink dit gereeld tot my gedagtenis.
vers 26. Elke keer as julle van hierdie brood eet, dis 'n soort van 'n opsomming. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ja. So nou het Jesus eintlik hierdie verbondshandeling 'n bietjie uitgebrei. Want hier is nou die brood en die wyn wat die teken van die bloed is. Onthou wat het Jesus gesê, né? Jesus het gesê ek is die brood van die lewe. So as Jesus het so 'n paar ek is uitsprake gehad en een van die uitsprake is ek is die brood van die lewe. So en nou sê hy hierdie brood is my liggaam en hy sê eet dit. Eet hierdie brood. So die eet van die brood bevestig hierdie verbond ook nou hier aan die een kant. En nou kom ons terug by my uitspraak van die begin af, my slagspreekie wat ek in die begin gehad het. It's not inside, it's on top. En ek het gesê ons moet dit omdraai om te sê it's not on top, it is inside. Want nou sê Jesus hierdie bevestiging van die verbond is nie soos in Eksodus 24 net bo oor die volk gesprinkel nie. Hierdie broodetery is nou 'n teken dat Jesus wat die brood van die lewe is, moet geëet word. En nou is hy in ons. So as ek die brood eet, is die brood in my. En as hierdie brood die teken van Jesus is, Jesus se liggaam is, dan is Jesus in my. So julle sien hoe baie naby kom dit. Jesus is die brood van die lewe. Die brood is sy liggaam en die brood is nou in ons liggaam. En as Jesus die brood van die lewe is en ek hierdie brood in my in het, dan het ek nou die nuwe lewe in my. En dit is vir my so mooi. So met hierdie eerste teken van die nagmaal sê Jesus eintlik as julle dit eet, as julle hierdie brood eet, dan het julle die nuwe lewe binne in julle. Ja, Rulie, en jy weet in die Ou Testament was God die Vader wat met die volk gepraat het, partykeer so bietjie, kom ons sê, uh bietjie abstrakt op 'n manier in vergelyking met wat ons tans van God drie-enig ontvang en ken. Want die kennis wat die mense van die Ou Testament gehad het, was eenvoudig baie minder, want God het hom in die Bybel se geskiedenis vir ons openbaar en ons weet baie meer van hom. Maar so ook was hulle verhouding op 'n manier 'n bietjie meer afstand. En ons sien ook dat dit 'n baie eerbiedige verhouding was, dat hulle gebuig het en glad nie gedurf waag kyk het, nader gekom het na God toe nie. En miskien mis ons 'n deel daarvan in ons godsdienstbelewenis vandag. Maar dan in die Nuwe Testament kom God en hy woon tussen mense, tussen ons, jy weet. Ons kan hom vat. Hy is nie meer net daar in die hemel of bietjie ver van mense af nie. Maar dan meer nog, dan gee ons die Heilige Gees en hy kom soos wat hy hier sê van die brood en die bloed. Dis nou in ons. En nou bly God in ons. En as ek sien dat die bloed eers net besprenkel is teen die altaar, soos dan Exodus staan, Exodus 24, as ek reg onthou, en ook oor die volk gesprinkel is, maar nou kom die bloed en dit word vir ons gegee om in te neem. Maar dis nie al nie, jy weet ook hierdie wonderlike teken van die bloed, Rulie, moet vir ons iets sê, want in die Ou Testament word mense telkens vermaan om nie die bloed, veral van diere te eet nie, want die lewe is in die bloed. En jy kan nie iets anders se lewe inneem nie. Maar hier sê Christus, drink my bloed. Dit gee vir jou lewe. Ja. Dis vir my intens hoe dit met ons kontak maak, hoe dit nader kom, hoe God met ons nie net op 'n afstand betrokke is nie, maar intens persoonlik ja, binne in my, nie net sommer buitekant nie. Ja.
Ja, dit weet jy, dit is so toe ek nou so voorberei en besef, dit is die verskil. God die Heilige Vader was so heilig, so groot. Ek wou amper sê so ver. Omdat hy so heilig was, mag niemand naby hom gekom het nie. Daar staan die volk mag nie naby my kom nie. Op 'n ander plek staan daar Eksodus 20, die diere mag nie eers nader kom nie. Hulle mag nie eers wy daai oggend naby die berge nie, anders gaan hulle doodgaan. Want God is so heilig. Ja, En nou het God hierdie heiligheid van hom omskep in die vorm van 'n mens. En dit is 'n geweldige ding dat en Jesus het dieselfde heiligheid as sy Vader gehad, maar omdat hy in 'n mensvorm gekom het, het hy tussen ons kom bly. En nou nog 'n stapie verder. Nou sê hy hierdie heilige liggaam van my moet julle vat en eet, want hy sê die brood is my liggaam. Vat dit en eet. So vat die heiligheid van my binne in julle liggaam. En dit het hy met brood gesê, maar dit het hy ook bevestig met die bloed, né? Want in Eksodus 24 staan daar sprenkel die bloed oor die mense as teken van hierdie verbond tussen God en mens. Maar hier in Korintiërs in die Nuwe Testament sê Jesus drink hierdie beker wat my bloed is sodat dit in julle is. En onthou, soos jy nou net gesê het, die lewe is in die bloed. Die lewe is in die bloed. En as jy dan die bloed drink, dan kom daai lewe ook in jou. So 'n ander lewende wese se lewe kom nou in jou in. En die lewende wese wie se lewe nou in ons kom is die lewe van Jesus Christus. Want hy het gesterf vir ons dat sy bloed vloei en ons kry nou daardie bloed in ons by die nagmaal, die simboliese aksie van die nagmaal waar ons die beker drink, né? Simbolies is die lewe nou in ons. Die simbolies was die lewe oor die Israeliete gesprinkel. Maar saam met Jesus Christus is die lewe nou binne in ons. So Jesus is die brood van die lewe en Jesus is die lewe van die bloed. Albei hierdie lewens wat in daar was, is nou in ons met die nagmaal. So ek hoop dit help jou so 'n bietjie om te kry. So daar's twee aspekte. Ons kry die lewe binne in ons. Eerstens deur die brood te eet, want Jesus is die brood van die lewe, en tweedens deur die bloed simbolies te drink, want die lewe is in die bloed. En Jesus sê, hierdie beker is die teken van my bloed wat julle dan ook in julle kry. Ja, dit is vir my baie mooi toe ek hierdie twee aspekte sien dat dit soveel nader, soveel meer intiem, soveel wou amper sê dieper ingaan. It's not on top, it's inside. In die Ou Testament is dit on top, in die Nuwe Testament is dit inside. en natuurlik dit kan nie deel word van ons. Rolie, is ek reg? As dit nie eers gebreek was nie, hierdie liggaam van hom moes gebreek word, anderster was dit 'n eenheid en dan kon ons nie daaraan deel gehad het nie. En sy bloed moes vloei vir ons om te kan drink, anderster sou ons dalk nie dit kon gedrink het nie. Deel gehad het daar nie. Maar ons het dit sopas gesien in Eksodus 24, hulle moes diere geslag het, die liggame gebreek het sodat die bloed gevloei het. En Jesus is ons offerlam, Paaslam, want in Paasfees wat nou een van die dae kom, gaan ons presies dit ervaar dat die Paaslam moes geslag geword het, stukkend geword het, gemaak word. So die twee simbole is so die in mekaar in, hè. Ons eet die vleis van die offerlam, maar ons drink die bloed van die offerlam. Albei hierdie dinge is net deur die lewe van daardie lewende wese wat gebreek is. Die brood is gebreek en die bloed het gevloei omdat die liggaam gebreek is. Ja, ja Willem. Hierdie nuwe lewe is net deur die breek van 'n liggaam wat gelewe het. Ja, Rolie, het jy vir ons 'n slotgedagte, want jy weet dit mens kan so lank oor Ja. so wonderlike saak praat.
Ja. Ja, ek wil nou maar net dieselfde woorde herhaal. It's not on top, it's inside. Van dat ons vir Jesus leer ken het, want die lewe is in Jesus en Jesus is nou in ons op twee maniere, deur die liggaam, die brood en deur die bloed, die wyn. So ek weet nie of die simboliek van die nagmaal altyd vir jou so duidelik is nie, maar toe ek hierdie studie doen, voorbereiding doen, toe het dit weer iets lewend gemaak, iets duidelik gemaak van die nagmaal. Dat hierdie simbole, die simbole van die verbond is, die verhouding, die ooreenkoms wat God met ons maak om nuwe lewe te kry. Maar dis nie net oor ons nie, dis nou in ons. Soos God bietjie ver was en tussen ons kom bly het, so is die verbond en die verbondstekens nie net oor ons nie, maar ook in ons. Ek vertrou dit maak nou meer sin vir jou hierdie tekens van die nagmaal wat jy moet gebruik het. Die lewe is nou in ons deur deel te hê aan die bloed en die liggaam van Jesus. Mag jy dit ervaar een van die dae as jy dan nagmaal vier hier rondom Paasfees ook. Dankie Rulie. Ja, ons is op pad Paasfees toe. Ons maak onsself gereed vir die baie belangrike, elke dag is belangrik, maar ook 'n belangrike tyd in die kerkjaar. As iemand dalk met jou iets wil bespreek oor enige saak, maar oor die nagmaal wat 'n sakrament is by ons, gee gerus 'n nommer. Ja, my nommer is 074 419 8353. Ja, asseblief. Vertel vir my waarvan jy gehou het. Vertel vir my waarvan jy nie gehou het nie. En vertel vir my wat maak vir jou sin in die nagmaal? Uh wat maak die nagmaal lewend vir jou? Dat jy nuwe lewe, nuwe verbond het as jy die nagmaal gebruik. Mag die Here die nagmaal wat nou voorlê en veral Paasfees vir jou 'n simbool maak van nuwe lewe, omdat die lewe nou in jou is. Seën vir julle. Goed gaan. Totsiens. Dankie Rulie. Tot 'n volgende keer.